Die Kreerwiltuin het 'n spesiale plekkie in die harte van Suid-Afrikaners. Ons is trots op die park, want dit is een van die laaste ongerepte plekke waar die natuur sy gang gaan. Ons dink ook dat alles hier volkome in balans is. Vir een spesies is dit nie die geval nie. 'n Mens sou dink dat die wilde honde in die Kreerwiltuin 'n area so groot soos Wallis sal floreer, maar ongelukkig is dit nie die geval nie. Daar is slegs 130 individuele wilde honde in hierdie bewaringsgebied en ek wil graag hierdie probleem beter verstaan. Maar ek dink nie dit gaan 'n maklike taak wees om hierdie ouetjies op te spoor nie. Ek het al baie van die Skukuza-trop gehoor. Dis 'n ware suksesstorie vir die spesies in die park. 'n Sterk trop van 17 wat deurlopend gemonitor word deur die Trust vir Bedreigde Natuurlewe, die EWT. 2 van die trop dra halsbande en Grant Beverly, die EWT se toegewyde veldwerker, het al die tegnologie en toerusting wat vir opsporing benodig word tot sy beskikking. Die wilde honde was nêrens te sien nie, maar ons het een van hulle gesore vyande teëgekom. I mean, I've seen them close, but I don't think I've seen them this close. It looks like they've got a little impala or something they're eating. Hyenas en leeu's is 2 van die grootste bedreigings wat wilde honde in die gesig staar. Ek het by Grant gehoor dat leeu's kort voor my aankoms al die kleintjies van die Skukuza-trop doodgebyt het. Hulle was 3 maande oud. En dis dalk hoekom ons nie die res van die trop kon opspoor nie. Na 'n paar ure se gesoek het ek begin verstaan wat die krisis is waarvan daar gepraat word. Look, I think there is some awareness about the urgency of the situation around wild dogs, but I'm pretty sure not many people would realize that it's the most endangered carnivore in South Africa. And Kruger National Park is the largest continuous protected population of wild dogs, and it's only at 130. Ja, ek dink die drastiese afname in willehondgetalle is nie noodwendig nou onlangs nie. Dis 'n proses wat maar oor die dekades gebeur het, alhoewel die getalle nou redelik laag is van die opnames wat hulle onlangs gedoen het. So vir enige, bewaringsgeoriënteerde persoon is dit nogal kommerwekkend dat daar so min is, maar ons hoop dat met die volgende droogte wat ons laas keer gesien het, dat die getalle weer sal styg as die kondisies vir hulle beter word. Ons het die willehondebevolking in die wildtuin gemonitor vanaf die 1980s af. En daar resultate wys net hoe die willehonde nommers afgaan in die wildtuin die hele tyd. Van 'n hoog van oor 400 honde tot 130 deesdae. Nou ek kan indink dit moet moeilik wees om terug te sit en net navorsing te doen. Ja, en dis die laaste ding wat ons wil doen is, soos hulle in Engels sê, monitor to extinction. Dis die laaste ding wat ons wil doen. En dis hoekom ons hierdie projek begin het, want ons wil graag verstaan wat aangaan met die willehondbevolking in die park en iets doen daaromtrent voordat hulle nie meer willehonde daar is nie. Ons was steeds op soek na die Skukuza wilde honde, dit terwyl 2 van hulle hoë frekwensie halsbande aan het, wat dit vir ons makliker moes maak. Maar hulle was doopstil. Hoewel ons tog onmiskenbare bewyse gekry het dat hulle wel in die omgewing is. Okay, here we got some wild dog scat, which is really important for us. Well, now I don't know if you can see here in the scat, you can see the hair samples, which looks most likely to be impala with a little bit of brown and a little bit of white. From this scat, we can determine exactly what they're preying on. So hierdie is eintlik 'n baie belangrike deel van die navorsingsproses. Ja, dit is baie. Like, it's eintlik kan ons sien watter diere vang hulle en in die mis kan ons ook sien of daar een of ander siekte is. Ek was bly sy hande het skoon gebly, want die volgende oomblik het hy 'n tweet ontvang oor wilde honde wat in 'n ander deel van die park gesien is. There we go. The mother yes. up there in the silhouette. Oh, great, beautiful. And two pups. Can you see the two pups? You can see the flickering of the ears. The ears, yeah. You almost always see the big ears first. Die Pretoria skoptrop het hulle getalle hierdie seisoen verdubbel. 'n Werpsel van 6 het hul opwagting gemaak.
En die 3 volwasse honde moet maar bond staan met die bedrywige kleintjies. Dis slegs die kleintjies se 3de dag buite die lêplek en is in hierdie eerste maand wat hulle op hul kwesbaarste is. Feite is, hulle is nie sterk genoeg om ver te reis nie en daarom is hulle sagte teikens verlies. 'n Skielike beweging en die trop is weer op pad. So vinnig dat die toeriste heeltemal onkant gevang is. The people behind us don't even know she's right next to them. She's right next to their car, they don't even know. It's amazing, you can see how they're not affected by the car at all. Here we go, here's the alpha female. Just coming past us. There we go. You can see it's the alpha female, her teats are quite swollen, so you can see the pups have been suckling there. She's special to be one-on-one with them. Yeah, I mean, this is pretty much as close as you're going to get to a wild dog in Kruger. But she's quite inquisitive as well. It's really nice to see them so close though. Yeah, look, you can even see that they're marking there. They're marking their territory, so they obviously just picked up a smell there. They've come down and they're spraying around there on the road. Dis wilde honde se spanwerk wat hulle sulke uitstekende jagters maak. Die aanslag vind in volle vaart plaas en die hompevleis word net so vinnig verorber voor ander roofdiere dalk op die slagting afkom. Dan hol hulle terug en braak die kos uit vir die kleintjies om te eet. Absoluut ongelooflik. Hierdie Pretoria skop maar die beste moontlike lêplek vir haar kleintjies gekies. Dis 'n entjie ver van die pad af, naby 'n rotsformasie, beskut en weg van gevare. Slim. Dis nie 'n maklike werk nie. Ons het gesukkel om die Pretoria skoptrop op te spoor en ons het nog nie die Skukuza trop gekry nie. Kruger's 2 million hectares, and even though I would love to find them every single day, sometimes they're just in an area where the telemetry can't reach. The range is just too far. The block is 100 square kilometers. They're in a wilderness area where there's no access by vehicle or road to get there, and we just can't pick them up. I can go 5 days without seeing the pack that I want to see. Maar in 5 dae het duisende ander pare ook die bos gefynkamp. Bykans 4000 besoekers stroom daagliks deur die wildtuin se hekke en hulle kan Grant help deur SMS'e, tweets of foto's te stuur as hulle wilde honde teekom. So we've got left-hand side shots of every single wild dog that we've recorded in Kruger's database. And we're able to compare every single photo that a tourist sends to us. And then we can identify if it's a new dog, if it's moved to a new pack. So it's extremely important for people to send us photos of individual dogs. And just one individual that is actually the first dog that I've named, Lightning. You can see here a photograph of him. He's got a very unique sort of lightning bolt white stripe. It's the exact pattern. Exactly. And then here, for example, another photo shows that you can still identify the dog with his unique pattern. And I think it's great because it's actually a team effort with the public and you guys working together. Well, exactly. You know, and then nowadays with Twitter and Facebook and all the other avenues that you are available, it just makes it that much easier to submit the photos and to get involved with the project. Dit was juist die foto's wat besoekers die afgelope 20 jaar in die wildtuin geneem het, wat gehelp het om die huidige krisis in wilde honde getalle uit te lig. Dis die verspreiding van wilde honde in die afgelope paar jaar van die 1980s af tot deesdae. Elke kolletjie op die kaart is 'n positiewe identifikasie van wilde honde deur toeriste. En jy kan sien hierso was die honde baie gereeld in die noordelike gedeelte van die park gesien en opgeneem. Maar jy kan sien hier later is baie min gesien. Ons weet wilde honde floreer in baie droë omstandighede, byna woestynagtig. En jy het hierdie teorie dat toe water in die verlede in die noorde verskaf was of beskikbaar gestel was, het die omstandighede van die wilde honde te veel verander. So ons dink dat in die verlede was daar baie meer wilde honde in die noordelike gedeelte omdat daar minder leeu's was, want daar's baie minder kompetisie vir hulle gewees. Jare terug het hulle boorgate gesink in die noordelike gedeelte van die park. Om vir die diere soos die seepraas en die blou wildebeeste water te gee, dat hulle daar verder noord kan voorkom in die park. En dit het wel gebeur,
Maar met die zebras en die blauwe wildebeest het die leeu's ook agteraan gekom. Wat baie meer kompetisie is vir die wilde honde. En ons dink is dalk daai verhoging van kompetisie wat dalk die wilde honde nommers in die noordelike gedeelte van die park geaffekteer is. Nou, in 1995 het die parkeraad die watergate toegemaak en die beleid is verander na 'n meer natuurlike benadering wat deur alle ekoloë in die park onderskryf word. En dit gaan dalk net 'n positiewe impak op die wilde honde op die langtermyn hê. Faktore wat wilde honde beïnvloed kan tot 'n mate binne die grense van die wildtuin beheer word. Ongelukkig kan die hond se aangebore gedrag om groot afstande af te lê om hul gene te versprei, dikwels buite die park, egter nie deur navorsers beheer word nie. Dit dra dus by tot hul bedreigde status. Swi nga va swi tele leswi nghenelaka mara kambe swi tikomba nga ku ri ni vanhu hala handle swa ku fana na swoswo swa tiwayere na swo swa nghenelela ka ku ve ni mahlolo ma hetelela ma hungutekile because hi ta tsundzuka ku ri swiharhi leswi a swi swi koti ku ve ni swi hambanisa ku ri lani la swi faneleke ku va koho hala handle a swi fanelangi ku va koho se swi tshama swi ri le ku tsutsumeni endzeni ni le handle kasi loko swi ri hala handle swa hlukumetiwa. With all the info that you gather through monitoring, surely the natural habit of dispersing will always be a problem in the Kruger. Look, the reason why it will always be a problem is because of the shape of Kruger. So it's a long, thin shape, and the western and southern boundaries of the Kruger are, in some areas, hard boundaries with high human density, high human settlement. So with the natural sort of behavior of wild dogs to disperse to find new mates, there are always going to be dogs leaving the boundaries of the park. So yes, that will always be a problem, but that's something in a world where there's constantly increasing human pressure that unfortunately we can't really manage for. Hoe ironies is dit dat die wilde hondtroppe in een van die wêreld se grootste bewaarareas bly? Maar selfs nie eers dit is goed genoeg om die voortbestaan van hierdie spesies te verseker nie. Maar is nog nie die einde van die storie nie. Dis 'n 5-jaar projek, net 2 daarvan is verby. En daar's baie geesdriftige mense wat hul tyd bestee en moeite doen om seker te maak daar's 'n gelukkige einde.